Die Ekurhuleni Metroraad in die Oosrand het met dissiplinêre optrede teen byna 400 metropolisiebeamptes begin. Die beamptes het in Maart aan 'n onwettige staking deelgeneem. Rian van Sail verteenwoordig die Vryheidsfront Plus op die portefeulje komitee in die raad en hy het meer besonderhede. Goeiemiddag Rian. Middag Estie, hoe gaan dit? Altyd goed, dankie. Wat is die rede waarom die beamptes sonder kennisgewing begin staak? Ja, die rede dat hulle sonder kennisgewing bestaak het, is hulle sê hulle is al lank in gesprek met Ekurhuleni oor die probleme waaroor hulle gestaak het. Die grootste rede wat hulle sê is dat hulle gestaak het oor die oortuie wat gesny is en dat hulle daarvoor ons ook begroot het. Rian, maar dis metropolisiebeamptes wat hierdie staking begin het. Dis korrek, ja, dis metropolisiebeamptes wat dit begin het. En as jy nou gaan lees in die media, soos die vakbonde gesê het, het hulle gestaak en hulle het gesê dis hulle reg om te staak. Maar as jy ook verder gaan lees, sê hulle dis hulle deelgeneem aan illegal protest. So hulle weet dit was 'n onwettige staking gewees. Dis net juist wat ek by wou uitkom, as jy daardie posisie beklee, dan lyk 'n staking iets heel wat anders. Jy kan nie daardie belangrike rol versaak nie. Vakbonde is nou ontsteld omdat hierdie lede moontlik ontslag in die gesig staar. Wat is die wesenlikheid dat dit gaan realiseer? Ons moet kyk, ons is baie dankbaar dat die drastiese stappe geneem is en dat daar wel dissiplinêre prosesse gevolg gaan. So nou maar kyk wat gebeur met dit en dan moet ons dit van daar af vat. Nou die ander punt nou weer is, kan die metropolisie bekostig om 389 lede op een slag te verloor? Ja, kyk, dis 389 lede, maar soos ook in 'n verklaring wat uitgesit is deur Ekurhuleni, het Ekurhuleni ook met SAPS gepraat en om seker te maak dat die polisiedienste sal wel voortgaan. En dan as jy ook gaan kyk, in 2022 in Julie het ons 470 nuwe innames gehad en die kanse vir nuwe innames in 2025 is ook baie groot. So ons moet maar kyk wat gebeur met die proses. Jy weet met die dissiplinêre proses wat gaan uitkom daar. Ons moet maar kyk wat daar gebeur en wat ons dit van daar af. Is daar stappe gedoen vir die toekoms, Rian, want dit sal nie die enigste keer wees wat daar 'n ontevredenheid is by die metropolisie nie. Ja, kyk, daar is stappe. Soos ek vir jou sê, die inname wat ons gedoen het in 2022, het ons 470 inname gehad en die moontlikheid is baie groot vir inname in 2025. Ook in die oorsigkomitee bespreek ons dit gereeld dat ons meer lede moet kry, want op hierdie stadium, as jy gaan kyk hoe EMPD werk hulle op die stelsel wat hulle werk, is hulle noem dit 'n three-shift system. So ons wil kyk om dit te verander, maar om dit te kan verander moet ons meer lede kry. So ons het nou 389 lede wat ons nou vat vir die dissiplinêre proses, maar met die nuwe innames gaan dit ook die EMPD groter en sterker maak. Dan moet jy ook onthou, as daar lede nou wel afgedank word met die dissiplinêre proses, dan wat gebeur dan volgens is daai poste word geaffekteer en ons sal dit affekteer en ons sal nuwe lede kry. Ons sê dankie Rian, dit is Rian van Sail, hy verteenwoordig die Vryheidsfront Plus op die portefeulje komitee in die raad en hy het vir ons meer besonderhede gegee oor die Ekurhuleni Metroraad in die Oosrand wat met dissiplinêre optrede teen byna 400 metropolisiebeamptes begin het.